Onthou julle nog die slagspreuk van 'n baie bekende kettingwinkelgroep wat gesê het, want beloftes van ons is beloftes wat hou. Maar jy het seker ook al die hartseer beleef wanneer mense hulle pragtige beloftes aan jou verbreek het. Byvoorbeeld beloftes soos, ek sal jou vir altyd lief hê, ek sal jou nooit verlaat nie. So wat is die grootste belofte wat iemand nog ooit aan jou gemaak het en hou daardie belofte nog? Die grootste belofte waarvan ek in die Bybel lees, is die belofte van Jesus in Johannes 10 vers 28. Hy sê daar, ek gee vir jou die ewige lewe en jy sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Net so lees ons in Johannes 3 vers 13, van so 3 vers 16 ten minste, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wanneer Jesus vir ons hierdie geskenk van die ewige lewe beloof, dan is dit 'n belofte waarvan hy self sê, dis 'n belofte wat sal hou. Daarom beloof hy ook vir ons in Johannes 10 vers 28 verder as hy sê, en niemand sal jou ooit uit my hand ruk nie. Van al Jesus se beloftes, soos byvoorbeeld die belofte van sy ewige liefde en die belofte van sy beskerming elke dag van jou lewe, is die belofte van die ewige lewe natuurlik die heel grootste belofte. En nêrens sê hy dat jy eers iets moet doen voordat hy sy belofte sal nakom nie. Dit is wat die belofte nog soveel kosbaarder maak. Mense sê mos dikwels vir mekaar dinge soos, vir solank as wat jy lojaal aan my bly, sal ek vir jou sorg. As jy my beskerm, dan sal ek jou beskerm. As jy vir my hierdie guns bewys, sal ek weer vir jou ook 'n groot guns bewys vorentoe. Jy moet net vra. Maar Jesus se belofte werk glad nie so nie. Hy beloof vir my en vir jou die ewige lewe, sonder dat ons dit ooit sal kan verdien. As ons die ewige lewe sou kon verdien, dan was dit mos half onnodig vir Jesus om hierdie belofte vir ons te maak. Maar hy beloof dit vir ons, juis omdat hy weet ons is nie in staat om onsself te red nie. Niks anders as sy belofte en sy genade kan vir my en jou red nie. Daarom kan jy regtig maar ophou wonder of jy dit sal maak hemel toe. Jy kan ophou bang wees dat jy nie 'n plekjie in die hemel verdien nie, of dat jy al so baie sonde in jou lewe gedoen het, sonde geleef het, dat jy geen kans meer op 'n plek in die hemel kan hê nie. 'n Goeie voorbeeld van Jesus se belofte, wat hy suiwer uit genade aan my en jou maak, kry ons natuurlik sommer aan die kruis. Julle ken die gedeelte daar toe die rower vir hom vra, Here, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. En toe maak Jesus hierdie belofte aan hom, vandag sal jy saam met my in die paradys, met ander woorde, in die hemel wees. Die rower het nie 'n plek in die hemel verdien nie, inteendeel, hy het nooit 'n kans gestaan om 'n plekjie in die hemel te kry nie, want hy was 'n rower, dalk ook 'n moordenaar, 'n skelm, 'n woestaard, en hy hang op die oomblik daar aan die kruis, en dit beteken, hy het nie meer 'n kans om sy lewe te gaan regmaak nie. En tog vir hom beloof die Here Jesus, vandag sal jy saam met my in die paradys, in die hemel wees. Jy kan ook vandag hierdie belofte jou eie maak. Jy kan ook vandag glo, wanneer die Here Jesus vir jou sê, as ek iets beloof, as ek enige belofte aan jou maak, is dit 'n belofte wat hou. Dankie Here Jesus, dat ons so volkome kan vertrou op elkeen van u beloftes, dat u nie soos 'n mens u beloftes verbreek nie. Uit genade hou u by u beloftes. Ons kom sê vandag uit ons hart uit, dankie daarvoor. En ek bid vir elkeen wat nou luister, dat u vir hulle ook beloftes van lewe sal kom maak, beloftes van vergifnis, beloftes van genesing, en dat u vir hulle sal wys hoe hou u dit. Amen.